Okay, en dan nou agter hom het ons 'n gepaste implement veral vir hierdie TEF besigheid wat hulle vandag hier gaan inwerk. Vertel my gou, dis nou die Selford soos SAL ou lugdienste in Fort, né? Enforcer. Vertel my eers 'n bietjie, hoe is hierdie implement aan mekaar gesit en dan gaan ons nou kom by hoekom. Ek dink as ons daar by die begin moet ons dink net aan Werner se siening oor wanneer hy iets spesifiek wil invoer. So hy wil nie net nog 'n implement, nog 'n hoëspoedis. So dit moet iets uniek wat iets waarde tot die mark bring. So as hulle na hierdie implement gaan kyk, is baie eenvoudig, is 'n baie lang implement. So hulle is ontwikkel om jou boonste laag grond verskriklik te meng en deurdigtig te meng. So jy's 'n grondmenger hierso, is nie 'n voermenger, 'n grondmenger, nee. Dit is so. En dan moet 'n mens kyk ook na die gewig van die masjien. Hierdie masjien soos wat hy hier staan is 10 ton. So hoekom is dit vir my belangrik? Baie implemente sê hulle vir jou, hoor jy, die wegbreek aksie op jou veer is 600 kg. Daar is 30 tonne, as jy dit met 600 gaan maal, maar die implement se gewig is werklik net 4 of 5 ton. So het hy werklik 600 kg per skottel op die grond. En dit is waar hierdie implement uitstaan bo die res. Nou, hierso sit ons met hoeveel rye skottels hier so af, verduidelik my gou, en hulle lê nog op 'n snaakse angle ook, nee. Andre, ja, dit is 'n baie aggressiewe angle, soos jy kan sien is die 4 rye skottels om vermenging beter te maak. Dan die wegbreek aksie op elke skottel, soos jy kan sien, het 'n wegbreek op 'n rubber wat agtertoe kan wegbreek, en dan het hy 'n geheim. Hierdie bladvere, soos jy hier kan sien, kan na die kante toe ook meegee. So as jy 'n klip of 'n obstruksie tref, is dit nie iets wat buig nie, hy gee mee en kom self weer terug. En dan gaan hy. En dan net 'n vinnige beeld, so hy gaan meng goed, julle gaan nou sien hoe hy meng. Ek moet net vra, waarvoor is die ding? Andre, as jy in die grond is, sny jy reguit af, help jou implement lang of reguit hou. So en sy net stryd agter die besigheid. Dis hy. En dan hier aan die agterkant het jy hierdie hartjie stories wat hier is met jou roller. Hoe werk dit? Andre, ja, die hidroliese stelsel op die rollers, agter kan jy basies die drukking uit die kajuit uitstel. Dit is nie 'n dieptebeheer nie, dis die drukking wat jy stel agter op die implement, en jy stel dan so, dat hoe hard jy wil hê hy moet druk op die grond. So die dieptebeheer word baie eenvoudig gestel daarvoor, het hy 'n slingertjie wat jy draai, waarmee hom sak en optel, soos 'n baie eenvoudige implement om te stel. Ek wil graag vir julle vra, kyk na die ontwerp van die masjien, kyk na die struktuur, dis 'n ongelooflike swaar en stewige raamwerk, kyk na die wiele, die transport van hierdie implement is net ongelooflik. Right, ek kan maar vat en dan kan hy gaan demo. Okay, so, terwyl hy dan nou die kant toe ry en hy dan met hom afkom, verduidelik my gou, waar gebruik ek hierdie ding, wat wil ek basies met hom bereik? Andre, hy is eintlik ontwerp om grond te meng, so om die boonste deklaag ordentlik deur te meng vir jou grond. Maar wat ons hier in Suid-Afrika kry, baie keer later in die winter, is die grond ongelooflik hard. So al is daar nie baie materiaal nie, 'n gewone hoëspoedis is nie swaar genoeg om die grond te penetreer nie, waar die gewig op hierdie masjien is ongelooflik swaar, en dan kry jy daai penetrasie, want ons werk nie altyd in optimum toestande nie. So wat jy vir my wil sê ook is hierdie is om regtig om goed in te kry. Wat van miliereste, daai tipe van dinge? Dit is waarvoor hy materiaal beheer, spulpunte, dis sy werk. So die masjien is ontwerp om 5 duim diep te kan werk en teen hoë spoed. So in plaas van dat ek nou eers 'n bossie slaan en moet deursit, jy weet as jy met veral sê besproeiing, nou daai tipe van goeders gaan kyk, sit jy met ongelooflik baie materiaal wat jy gesukkel om geïnkorporeer te kry. En sien, eerstes hierso, laat hy maar sit. Right, so, en dan as hy soos hy verbykom, kan jy net 'n bietjie vir die ouens sê, waarna moet hulle spesifiek let? Ek dink eerste ding is daai venter ek vir hom mooi, nee. Ja, kyk, die trekker is so rapsie groot vir hom, maar in ons toestande het ons agtergekom, dit is die trekker wat jy soek. So, ja, hy kan hom maar 'n bietjie vinniger trek as hy wou, maar ek dink is baie nat ook.
Maar let asseblief op die materiaalvloei. Die voorste stel skottels is gladde skottels en die tweede stel is 'n gehapte skottel. So die gehapte skottel is nie daar om aggressiewer te sny nie. Dis om meer oppervlakte te gee om die materiaal beter te meng. So luister na die trekker se engine. Is absoluut ongelooflik. So as julle sien, kyk die skottels, omtrent die hoogte van die skottels is daar materiaal wat die heeltyd beweeg in daai implement. En dan kan julle ook sien as ons na daai ramming kamera toe kan gaan, daarso hoe hy hom basies gewerk het. Goeders mooi geïnkorporeer, deurgetrek ensovoorts. Right, Annie, so dankie baie. En ja, ek sê maar bel as die grond wil omdolwe, né? Baie dankie Andrei. Lekker dag vir julle.